Die tema van my boodskap, hy kom deur vir jou. Sê vir die een langs jou, God kom deur vir jou. God will come through for you. Amen. God will provide. God will actually exceed your expectations. Amen. Ek sal ook bietjie blyer wees as dit. Amen. Die woord van Here sê in Handelinge 23 vers 12 en 13 sê hy, en toe het dag geword het sommige van die Jode saamgespan en hulself vervloek deur te sê dat hulle nie sou eet of my het sommer hom uitgesluit. Wat sê hy daar? Hulle nie sou eet of daar so kort hy ook totdat hulle Paulus doodgemaak het nie, eet of drink totdat hulle hom doodgemaak het nie. En daar was meer as 40 wat hierdie sameswering gemaak het. 40 van hierdie Jode kom en hulle sê ons sal nie eet of drink totdat ons Paulus doodgemaak het nie. So hulle het nou indirek daar ook op Estervasting gegaan. Baie interessant. Vir 3 dae het hy gesê ons sal niks eet nie, ons sal niks drink nie. Shame, hulle het honger gely. Handelinge 5:19 en 20 sê, maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Kom ons gee die Here eer. Halleluja. Praise the Lord, praise the Lord. Die Here begin met my praat en hy sê dat daar is soveel teenstand teen Paulus gewees. Hulle wil hom keer om die woord te bring. Hierdie manne het op hulle lewe gesweer. Hulle sal nie eet of drink totdat hulle hom om die lewe geneem het nie. Totdat hulle hom gestop het nie. Want hierdie man is 'n bedreiging vir hulle kulture, vir hulle oorleweringe, vir hulle wet. Maar die Here kom deur vir hom en nadat hulle hom toegesluit het en hulle het hom daar geboei en gedink, hoor jy, nee, Boeta, jy's vas, jy gaan nêrens heen gaan nie. Toe kom hy en die oomblik terwyl hulle besig was om te sing en God se naam groot te maak, halleluja, toe kom die engel van die Here in die nag en hy het die deure van die gevangenis oopgemaak. Hallelujah, because he came to set the captives free. Hallelujah, hy het gekom en hy het hulle wat gevange is kom vrymaak en daarna het hulle nog die evangelie verkondig aan hulle. Hulle gee vir hulle Jesus, halleluja. Hulle wat jou ondergang soek, sal nog Jesus vind deur jou. Terwyl ek besig is met praat die Here met my dat baie van ons mense vandag word ongelukkig baie vervolg deur mense. Mense is ongelukkig 'n mooi skepsel, dis 'n wonderlike wese want ons vereer God. Maar dis die enigste deel van die skepping wat God gemaak het waarna hy direk gesê het en God het berou gehad. Omdat die mens met die mond wil hulle God vereerlik, maar met die mond vervloek ons die mens wat na sy beeld gemaak is. Hy sê dit, my broeders, hoort nie so te wees nie. Die mens het ongelukkig 'n verskuilde agenda, 'n hidden agenda, om te sê, hoor jy, ons maak wat ons pas, of ons maak wat ons nie pas nie, ons maak soos ons wil, en op die einde van die dag, wanneer die vlees in jou lewe heers, dan gaan dit sonde baar, en wanneer dit sonde baar, dan sit ek met afguns, jaloesie, twis en haat, al hierdie kleine hassies, nee, in die koringland. Ken julle hulle? Wie ken hy liedjie? Laat ek bietjie sien wie was in die sonnaskool. Die res van julle Sondagoggend 8:00 begin ons met sonnaskool. Amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Ons sing partykeer liedjies in die sonnaskool en dink ons, sies tog 'n sonnaskool. As ons dit daai tyd tot harte gevat het, het ons lewens verander. Praise the Lord. En weet jy, terwyl ek kyk na hierdie gedeelte, begin die Here met my praat, dat daar's baie mense, en ongelukkig, ons kan dit elkeen vir onsself gaan dink, hoeveel van ons besef daar's mense, en dis ongelukkig in jou eie gesin, en jou eie familie, en jou vriendekring, wat jou ondergang dalk soek. Daar's mense wat jaloers is op jou, wat nie wil hê, jy moet guns en seën behaal nie, is dit so? Daar's mense wat voel, jy wil nou skielik dit kom verander, want jy's mos nou iets beters. My oudste broer sê vir my by geleentheid voordat hy oorlede is, sê ja, maar jy wil nou maak asof alles anders is as wat ons groot geword het. Ek sê dit is, want dit is 13 jaar verder.
Die lewe verander. En ek wil hê jy moet weet, nou dankie Here, ons is nie in kwade gevoelens uit mekaar uit nie, maar ek wil hê jy moet dit verstaan, dat baie keer word mense in 'n tradisie of in 'n kultuur groot, en dan wil hulle jou hou in daai tradisie, hulle wil jou vasmaak in daai kultuur, maar Christus wil jou vrymaak, want Christus het iets nuuts vir jou in die lewe, amen. Hy wil jou vrymaak, want hy het gekom om vry te maak. Ek herhaal, he came to set the captives free. Hy het gekom dat hulle wat vasgevang is, nie net deur 'n tradisie wat beloof het, hulle gaan jou ondergang soek nie, maar ook deur mense wat gesê het, ek sal nie ophou om jou te vervolg, totdat jy doen wat ons wil maak nie. Ek sê vandag vir jou volk van die Here, God kom en hy gee vir jou vrylating. Mense se woorde wat jou gebind het en vir jou gesê het, jy sal dit nie maak nie, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie ryk genoeg nie, jy's nie slim genoeg nie. Ek wil vir jou sê, hulle het menigmal in my lewe gesê, jy sal dit nie maak nie. 'n Kerkleier of 'n kerkdekaan, die hoof of een van die opleidingspersoneel, het vir my reguit gesê, jy sal dit nooit maak nie, jy moet nie eers kom eksamen skryf vir jou pastoor nie, want jy sal dit nie maak as jy so antwoord nie. Maar min het hy geweet, my antwoord staan agter op die bladsy, maar toe skryf hy op my bladsy, toe sien ek wat hy geskryf het. Toe hy omblaai, toe oeps vir baie mense. Jy sal oeps, want God kom vir my deur. En hy kyk en hy merk my ou goetjies, en hy sê al die lelike goed vir my, en daarna, ek bel sommer die professor, ek sê vir hom, ek wil nou net vir pastoor sê, as dit is hoe diensknegte van die Here optree, dis nie eers wêreldsmense nie, wil ek nie vir God werk nie. As dit is hoe 'n pastoor met my werk, wil ek nie een soos hy wees nie. En hy sê vir my, hou jou oë gefestig op Jesus. Mense stel te leer, maar die Here stel nie te leer nie. Halleluja. Dis nie te sê omdat hy 'n pastoor is, hy's reg nie. Dis nie te sê as iemand 'n pastoor is, hy maak nie 'n fout nie. Ons almal maak foute. En hier die man kom, want ek het so 'n bietjie ander siening gehad my lewe deur. Ek het die ouens gewoonlik so 'n bietjie ontwrig. Veral die tradisionele kerkouens, hulle was altyd so 'n bietjie geskit deur my. Omdat ek 'n Paulusman is, omdat ek die waarheid bring, omdat ek besef en ek het die logika dat ek 'n heiden is en ek wil by die heidense reëls bly en nie die Joodse reëls wat nie oor my betrekking het nie. Omdat ek myself nie onder die vloek van die wet bring nie, maar onder Christus se genade. En ek begin skryf en hy sê nee, nou dink ek gaan nie eksamen skryf nie. Ek is sommer nie eers lus daarvoor nie. Nou kom ek en my volgende pastoor wat ek kry, hy was ook bietjie meer partykeer bietjie dom ywer gehad met alle respek. En toe ek my eksamen moes skryf, laat hy my al my, ek dink 21 vraestelle skryf, of 11 vraestelle skryf in 2 dae. 5 op een dag en 6 op die ander dag, skus, 11. 5 en 6. Nou dit is voorstel om oor 11 dae geskryf te geword het. Hy is bietjie die mekaar, hy sê vir jy skryf nou als, ek skryf daar dat die pen leeg raak, ek gooi hom weg, ek vang die volgende een. Ek skryf dat die pen nie meer wil hou nie. Maar ek skryf maar wat in die hart aangaan, want ek het mos nou nie geleer vir 11 vraestelle in 2 dae nie. Weet jy wat, deur God se genade en net sy genade alleen, kry ek 98% vir daai gemiddeld vir al daai vakke. En weet jy wat, op skool het hulle vir my gesê, jy's 'n minder slim seun, jy moet nou maar gaan vir meer, kyk of jy dalk meer tegniese goed kan doen. Hulle het my male probeer oorreed om in 'n tegniese skool te sit, want ek is minder slim. Daai dae het hulle nie gesê minder slim nie. Hulle het gesê ek is D, nie vir donkie nie, maar wel so dom soos 'n donkie. Hulle het gesê hy sal dit nie maak nie, hy het nie 'n talent nie. Daar was geprofeteer vir my broer wat so wonderlike talente het, hy gaan slim wees. Vir my was daar niks te sê nie en dadelik het mense my beperk. Maar weet jy wat, God ken my hart. God ken my hart. Hy sê dit maak nie saak of jy in standaard 3, 50 of 40 of 30% kry nie, Jacques. Ek gaan jou maak 'n werktuig vir my. God verander jou lewe. Dit maak nie saak of ek uit Janie Verjaar se skool uitkom of ek uit die beste koshuise of colleges uitkom nie. Jesus ken my hart. En hulle sê vir my, jy gaan dit nie maak nie, maar ek gaan aan.
En toe ek die bediening wil gaan, toe sê pastoor, nee, hy weet nie van hierdie saakie, het klink nie vir hom so lekker nie. Ek sê nee, gaan vra vir die Here, ek het nie oom gevra vir oom se opinie nie. En God kom en God bekragtig my as sy instrument. En dis hoekom ek vandag baie sterk daarop staan, dat dit wat ek is net genade en wat ek het is geleen. Want ek sê vandag vir jou, God kan die volgende godsman nou optel, wat sê, Here, hier is ek is gewillig. Mense het gegaan en mense het my ondergang gesoek. Mense het my gesit in 'n blik en gesê, jy is in hierdie tronk, jy kan nie uit dit uit beweeg nie, jy's vasgevang in hierdie, niks gaan vir jou uitwerk nie, maar die koning van my lewe, halleluja, hy is kragtig om vestings neer te werp, hy gee sy engel aangaande my bevel, en ek wil vandag vir jou sê, my God is jou God, en dis ons God, en wat hy doen vir my, kan hy doen vir jou. Ek gaan toe verder in my lewe, en ek bekwam my verder, en ek dank die Here tot waar ek vandag is, het ek gedoen wat ek kon, uit my hart uit, en God het my nog altyd geseën. En weet jy hoekom? Want God sien my hart raak. God sien my hart raak. My familie, my pa, die kerk waar ek kom, die skool waar ek kom, dit definieer my nie. Jesus Christus definieer my. Ek het my identiteit in Christus gekry, nie in mense nie. Ek vra vandag vir jou, voel jy beperk omdat jy jouself definieer oor waar jy vandaan kom? Voel jy vandag jy is niks werd nie, en mense het vir jou gesê, jy sal dit nie kan doen nie, jy's nou maar die dom enetjie? Ek was die tegniese een tussen ons klomp. Ek was regtig die een wat die plaks moes vervang, en sekere goed met my hande doen. Ek's baie lief om met my hande te werk. Ek dank die Here daarvoor, want Jesus het ook met sy hande gewerk. Dis oulik. Ek sê vanmôre vir my vrou, ek kyk baie keer so vir my neus, en sien ek eers, hy staan so bietjie krom. Toe lees ek nou iets extra, toe sien ek, maar Paulus se neus was ook bietjie krom. Sê ek, Here, nou voel ek sommer beter oor hom ook. Amen. Ek wil vir jou sê, jy lyk nie soos almal nie, jy ryk nie soos almal nie, en jy tree nie op soos almal nie, maar God het 'n plan vir jou, sê amen. God het 'n doel vir jou, halleluja, hy kom om die gevangenisdeure oop te maak. Die Here sê vir my, jou teenstanders sal honger ly. Jou teenstanders, soos in die geval van Paulus, het gesê, ons sal nie eet nie, ons sal nie drink nie, totdat ons hom gevang het. Ek glo hulle het baie maar geword. Want my God was partydig vir Paulus. My God was partydig vir sy instrument. Hy sê vir hom, gaan, en met vrymoedigheid gaan preek in die tempel. Ek is met jou. En hulle vang hom, hulle dink, nou het ons hom. Eintlik het hulle hom net in God se plan vervoer van punt A tot punt B sonder enige koste. Met leiwagte op die hande gedra, op die water, terwyl die res moes loop. Het jy al daaraan gedink? Toe hulle Paulus gevangen geneem het hulle hom op die wa vervoer, die res moes loop. Hy het geloop van die een koninklike plek tot by die volgende een om die opdrag van God te gaan uitvoer. Halleluja, die Here maak dit wat hulle gedink het 'n straf wat hulle op hom sit. Was 'n seën. God can change your curse to a blessing. God kan vandag dit wat mense gedink het, jou ondergang gaan beteken, gebruik as 'n stepping stone om jou te verhoog. Ek vra jou vandag, jy het 'n keuse. Kom ek sê vir jou, baie mense is so vasgevang in, dis maar my lewe. Ek praat vandag met iemand en ek deel baie hard daaroor, vanoggend met een van my kinders oor depressie wat ongelukkig in 'n groot maat, nie eenmal nie, maar in 'n groot maat 'n keuse is. Jy het 'n keuse of jy wil sit heeldag en die bejammering geniet, en of jy sê, Here, gee my net die krag om hier uit te kom. Ek was in depressie meer as een keer in my lewe. En ek sê vir jou, deur God se genade het ek dit oorwin. Maar ek het nie gaan pity party hou toe ek onder was nie. Toe God die deure oopmaak, toe het ek uitbeweeg. As jy binne bly, gaan jy binne gevange bly. Ek sien by geleentheid 'n prentjie, ek weet nie wie van julle dit al gesien nie, van hierdie perd wat hulle aan 'n wit plastiek stoel vasmaak. Sy toe maak hulle vas aan 'n wit plastiek stoel en daai perd staan doodstil. 'n Wit plastiek stoel. Daai perd kan 2 mense dra, hy sal tot my lyfie kan mee rondhardloop. Nou sê ek vir jou, 'n wit plastiek stoel hou hom vas. Want hy's te gewoond. Hy's vasgemaak die oomblik as hulle aan sy toom vat. Ek sê vandag vir jou, jy is dalk vasgemaak in jou kop, maar lankal vrygemaak deur Christus.
Jy is dalk lankal gesalf deur God, maar jy wag nog vir jou salwing. Jy wag nog vir jou roeping. Jy wag nog vir wat jy moet doen. Jy sit jou boude eelte, maar jy kom nêrens nie. Weet jy hoekom? Want God het jou geroep vir 'n doel en nie vir 'n stoel. God het jou geroep om iets te begin doen. God seën 'n poging. God seën nie niks nie, sê amen. Jy moet vanmôre dit besluit. Jy moet die besluit neem. Die spreekwoord sê dit, die woord sê alles. Jy kan 'n perd tot by die water bring, maar ek kan hom nie maak drink nie. Want as ek hom gaan force-feed om te drink, kan ek hom verdrink. Ek vra vanmôre vir jou, sit jy hier en jy bejammer jouself en jy soek die fout met almal om jou en almal om jou is verkeerd en almal om jou het jou lewe benadeel en almal om jou het die en hulle het geluk en ons het nie geluk nie en hulle het die, hulle het daai, maar jy sit hier, ek is so jammer ek leef. Ek voel soos 'n suurstofdief, Here kan nie my mak kom haal. Ek wil vandag vir jou sê, God het 'n plan met jou man. God het 'n plan met jou. God het 'n doel met jou, of jy vandag bloedjonk is en of jy hoe oud is. Gister toe kry 'n man sy doktorale graad saam met ons wat hierdie jaar, laas jaar 80 geword het. 81 jaar oud en hy het sy doktoraal gedoen want hy wil homself opskerp vir die koninkryk van Jesus Christus. O nee, ek het sommer swaaibrand. Want hoe gaan ek nou al my series kan kyk en al my storieetjies en alles waarmee ek besig is, ek nou nog moet leer ook. O nee, Kom ek sê vir jou, baie mense kom nêrens omdat hulle niks wil doen nie. Mense kan vir my kwaad word, is ongelukkig woord en waarheid. Hier lieg ons nie meer nie, ons het die leen afgelê daar voor die deur. Ek vra vandag vir jou. Ek vra vir jou as jy eerlik is met jouself. Is jy vanmôre waar God jou wil hê? Of is jy waar jou kop, of jou tradisie, of jou familie, of wat almal sê, daar waar jy uitkom, is jy nou maar volgens die samelewing, volgens jou op standaard. Is jy maar waar jy moet wees? Of dink jy God kan nog 'n plan met jou hê? Dink jy God kan nog 'n plan met jou hê? Ek vra vandag vir jou, God sê vir my volk, daar's te veel wat stagnant is, wat begin stagneer het, wat niks doen nie. Want hulle sit en wag dat dinge vir hulle moet gebeur. God wil hê jy moet in beweging kom, want God seën 'n poging, God seën nie niks nie. God seën vandag 'n poging, as jy net vandag sê, Here, ek sal 'n poging aanwend, gaan God jou seën. Mense wil hê dit moet finansiëel goed gaan, dan vra ek, wat doen hulle? Nee, ons sit en wag. Ag, ek het daarom aansoek gedoen. Aansoek doen gaan vir jou niks bring nie. Kom in beweging. Kry jouself in gereedheid. Weet jy wat doen ons as gemeente? Ons is op die stadium nou maar nog net 'n gemeente 600 mense. Maar ons is lankal besig met die bestuursraad en met die leierskort om onsself voor te berei vir 3000 siele. Want wanneer ons gereed is om hulle te ontvang, gaan God hulle stuur. Maar as ons sê, ons is net ons paar. Kom ons gaan eet elkeen 'n melktertjie by Tannie Sari en ons is rustig, dan wag ons vir die seën en die seën kom nooit. Dis hoe dit gaan met party kerksmense, want hulle is eintlik, kan ek dit mooi sê, hulle is gevrek. Ek wil nou vir jou sê, as daar een ding is wat God nie kan vat nie, met alle respek, gaan lees die woord, is 'n gevrekte mens. Is iemand wat staan vir niks, want hy val vir alles. Hy waarsku teen hierdie ruggraatlose jellyvisse wat net saam beweeg. Ek vra vandag vir jou, wil jy nie vandag bietjie opstaan met autoriteit en sê, God, U gaan my gebruik nie? Wil jy nie vandag bietjie opstaan en sê, Here, gebruik my, maak hierdie deure oop om my. Here, ek is vasgevang, ek het gedink, dis my limiet, dis my beperking, maar vanmôre breek die Here die deure oop. Hy stuur sy engele aangaande jou bevel, dit sal goed gaan, dit sal beter gaan as ooit van tevore. Glo jy dit? Nou staan so bietjie en eer die Here as jy dit nou regtig glo. Jo. Praise the Lord, as jy glo God kan vir jou deurkom, vat die oorwinning in Jesus naam. Sê, Here, ek vat die oorwinning in Jesus naam. Here, seën my met die woord, seën my met dit wat ek doen, help my dat dit wat ek doen 'n effek en 'n impak sal hê op die lewe. Bid dat die Here impak sal maak deur jou woorde in iemand se lewe. Jou gehoorsaamheid deur vir iemand net woorde te spreek, eenvoudige sinnetjie van 10 sekondes kan 'n ou se lewensloop verander.
Here, maar ek is niks nie. Sit gou vir 'n oomblik. Daar's mense, met alle respek, wat so simpatie kryf, dat hy's bang as hy nie gaan mou nie, gaan niemand omgee vir hom nie. Maar ek sê vandag vir jou, God wil omgee vir jou. God wil jou lewe verander. As jy in hierdie dag kan sê, Here, hier is ek luister. Here, ek wil doen wat U wil hê, ek sal lewe spreek. Ons gaan nie by jou geld leen as jy sê het gaan goed nie. Ons gaan nie leen nie, ons gaan jou net saamnooi. Ek vra vandag vir jou, dink jy nie God wil die gevangenisdeure oor jou oopmaak nie? Dink jy nie God wil vandag hierdie gevangenisdeure vir jou oopsluit en hy wil daai mure afbreek dat dit 'n pynhoop is, laat niks oorbly nie? Jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse. Of hulle wat jou ondergang soek gaan sê, "Yes, ons het oorwin. Yes, ons het hom onder." En of hulle gaan sê, "Wow, kan dit nie glo nie. God het deurgekom, hy was tog reg. Sy was tog reg, God het ons gesalf, God het ons geseën." Ek vra vir jou in hierdie dag, volk van die Here, ek haas om klaar te maak, ek vra vanmôre vir jou, is jy gereed om 'n verandering in jou lewe toe te laat? Of gaan jy vir oop deure kyk en sê, hoorie, dis moeite, as ek uitgaan, gaan hulle my nou maar weer net jaag, en hulle gaan my nou maar net weer vang. Dis wat party mense doen. Kan ek vir jou sê, en dit is hartseer wat ek nou gaan sê, maar dankie Here, is nog een van die kerke waar jy dit gaan hoor. Sonde is een van die grootste en sterkste gevangenisdeure in ons lewens. Hou op om die sonde toe te laat om te heers oor jou lewe. Hou op om die sonde toe te laat om te heers oor jou lewe, want Christus wil jou vrymaak. Hoor jy vandag die woord van die Here? Wanneer hy jou vrygemaak het en die sonde en die vloek en die band van sonde oor jou gebreek het, dan is jy vry en dan gebruik ek my vryheid, soos Paulus sê, nie vir aanleiding tot die vlees nie, maar tot heerlikheid van God, sê amen. Dan gebruik ek daai vryheid sodat God verheerlik kan word, sê amen. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, volk van die Here, ons moet kom by 'n plek wat ons opgewonde raak. Ek gaan lees nog so 'n bietjie op oor Paulus, goed wat nie in die Bybel staan nie. Hulle sê hy was 'n passievolle prediker. Blijkbaar 'n korterige mannetjie. Nou, ek wil nie vir julle als verduidelik hoe hy gelyk het nie, want dit gaan definitief julle beeld skend. Dit het vir my nog al 'n slag of 2 gegee. Maar die deel wat vir my belangrik is, hy was 'n passievolle prediker wat nie moed opgegee het nie. Hulle sê hy het nooit moed opgegee nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat die kerk en die kinders van God ophou moet opgee. Dat ons ophou om pity party te hou en te sê, voorwaarts, kinders van die Here, voorwaarts. Jou vyande sal honger ly. Hulle wat kyk oor jou en dink, ag, niks gaan gebeur nie. In Paulus geval het hy letterlik honger gely. Maar in ons tyd, hulle sal met hulle oë en hulle begeerte, laat jy nie moet suksesvol wees nie, sal hulle honger ly. Hulle sal sien dat God is vir jou. Ek sluit vanmôre. Ek sê vanmôre vir jou, die Here wil die deur vir jou oopmaak nou, van die gevangenis waarin jy sit. Van die beperking van dis wat my familie moet bereik. Dis my familie se vermoë, dis my vermoë. Daar was vir my gesê, dis my vermoë. Daar was oor my geprofeteer, dit is wat jy sal behaal. Daar was vir my gesê, jy sal nie gelukkig wees nie. Elke negatiewe profesie sny jy nou af in die naam van Jesus Christus, nou op hierdie oomblik. Ek kanselleer elke vloek, elke manifestasie, demonstrasie, elke vokale uitspraak oor jou lewe, nou in Jesus naam. Jy's gesalf en jy's geseën en God het jou geroep vir meer. Amen. Het God jou geroep vir meer? Kom ons gee hom eer vandag. Kom ons gee hom eer. Kom ons staan op ons voete. Kom ons gee hom eer vanmôre. Sê, Here, ek is vry, want Christus maak my vry. You came to set me free. You came, hallelujah, to anoint me, so that the anointing can flow from me unto others. Here het gekom, dat die salwing die bande kan breek. Ek sê vandag vir jou, soek die salwing. Seek the anointing of the Holy Spirit. Elke binding op jou lewe sal breek. Hoor vanmôre die woord van die Here. God sê, ek sal julle vrymaak. Sê amen vanmôre, is jy saam met my, is jy opgewonde? Christus maak jou vry. Christus maak jou vry.
en dank die Here ook bly. Want ons blydskap in die Here is ons beskutting. As jy nou beskut wil word, nie deur tronkdeure nie, maar deur daai oorkoepeling, salwing en glorie van God, dan is jy op die plek wat jy met jou blydskap in God beoefen. Want dit is jou beskutting. Dit is jou krag. Dit is jou heerlikheid. Mag die Here u vandag salf, mag die Here u vandag seën, en mag u in die guns en die seën van die Here beweeg soos nooit vantevore nie. Mag u wees in sy heerlikheid, mag u in sy skadu van die Almagtige beweeg, mag u in die beskerming van die Allerhoogste u self bevind, want God is met u. As hier mense is vanmôre, ek gaan nou afsluit, maar daarna voel hulle het gebed nodig, wil ek u nooi om vir my hier by mekaar te kom. My pastore kan so lank vorentoe kom. Ons gaan vir u bid vanmôre. Dalk het jy net nodig dat iemand jou salf om daai ding oor jou te breek. Christus breek vanmôre die bande. Christus maak jou vry, sê amen. Die bloed van Jesus verlos van Satans mag. Sabarondarabakusebependai, so sê die Here vanmôre. Hier's mense wat vasgevang is deur woorde wat oor jou uitgespreek en geprofeteer is met jou inseëning as klein babietjie. God sê vanmôre breek ek dit deur die Heilige Gees. Die profete van ouds het baie dinge gesê wat nie van God was nie. Ek sê dit met alle respek, nie almal nie, maar baie het baie goed geprofeteer oor mense. Dis nie als van God nie, jy hoef dit nie te vat nie. Jy vat nie die negativiteit wat mense oor jou spreek nie. Jy is gesalf en jy's geseënd in Jesus naam. Amen. Amen.